Goeiemôre julle. Johan van Ton is saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Markus 4 vers 21 tot 34. Ons lees verder op die rig van die gelykenis van die saaiër, hoe Jesus verder lering gee. En ons sien ook dat Jesus baie bekende dinge gebruik en plekke in die gelykenis sodat die mense beter kon verstaan, veral van dit wat in hulle tyd gebeur het. Daar is 5 lesse of leringe wat so baie vir my en jou beteken, wat vasgepen is in hierdie gedeelte. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. Die eerste les, wat doen jy met 'n lamp? Vers 21 sê, en hy het vir hulle gesê, die lamp kom tog nie onder die maatemmer of onder die bed gesit word nie. Is dit nie om op die staander gesit te word nie? Hierdie is so van pas, net na Jesus die gelykenis van die saaiër met hulle gedeel het, en natuurlik aan sy disippels dit verduidelik het. Almal het lampe gebruik in daardie tyd en verstaan waarvoor 'n lamp gebruik moet word en hoe dit gebruik moet word. Al sit jy hom onder iets soos onder 'n bed of onder 'n maatemmer, gaan daar nog steeds 'n bietjie lig deurkom, maar nie die volle potensiaal van die lamp nie. En dit is wat in 'n gelowige se lewe gebeur, wanneer die lig van Christus jou hart verlig. Sien en beleef jy die wêreld anders. Jou waardes, perspektief en prioriteite verander, en nou is jy nie net meer 'n persoon wat glo nie, maar fundamenteel is jy veranderd. So in kort sê Jesus, jy kan hierdie lig nie wegsteek nie. Wees vrymoedig en onbeskaamd deur die lig te laat skyn. Die tweede les, wat is jou maatstaf? Vers 24 sê hy, en hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir hulle of julle wat hoor. Hierdie mag kompleks klink, maar Jesus leer ons hoe om wederkerig te wees. Die maatstaaf wat ons gebruik, of dit nou uit ons goedheid of volheid is of nie, dit bepaal wat jy sal terugkry. Hierdie gedeelte verwys nie na aardse besittings, sodat ons baie keer dink nie, waar hy sê, die wat baie het sal meer kry, en die wat min het dit sal weggeneem word. Hierdie gaan oor die hart en oor verhouding. Jesus, die persoon, sê die persoon wat het, is die een wat ontvanklik is vir sy woord. En die een wat nie het nie, is blind vir sy woord en wysheid. En die bietjie wat hy ontvang het, sal hy ook verloor. Mag ons maatstaf oorvloedig wees in die tyd wat ons spandeer in sy woord, om tyd te maak om na hom te luister. Want hoe meer jy investeer, hoe meer sal jy ontvang. Die derde les. Wat is ons rol wanneer ons die woord saai? Ons lees in vers 26 en 27 en hy sê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi. En hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Weet hy self nie. Hoe misterieus is God se woord nie. Het jy al iemand ontmoet vir wie jy woord gedeel het, maar jy was kort geknip of afgelag, net om te sien, 'n paar jaar daarna, hoe sy lewe totaal en al verander het. Dit is hoe die koninkryk van God is. Ek en jy is geroep om die saad te saai, om die evangelie te deel en om te leef as God se ambassadeurs, waar ons sy koninkryk en sy koninkryk beginsels leef en uitleef. Die groei en verandering kom van God. Mag hierdie ons leer om aan God te vertrou, in sy tyd en sy beloftes. Al sien ons nie altyd onmiddellik resultate nie, kan ons rus en belofte dat die oes sal kom. God verwag getrouheid van my en jou. Hy sal laat groei. Die vierde les, die klein begin. Ons lees in vers 30 tot 32 en hy het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk? Of met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel? Dit is soos 'n mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soort saad op die aarde, wanneer dit in die grond gesit is. En wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die struike of groentesoorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder die skaduwee nes kan maak. Die mosterdsaad is so klein, maar kan groei in 'n struik wat vir voëls skuilings kan gee. Hierdie is so 'n mooi gelykenis wat ons vertel, hoe 'n klein begin in God se koninkryk kan lei tot buitengewone uitkomste. Dink aan 'n eenvoudige daad van goedheid, 'n eenvoudige gebed of 'n nederige getuienis. Dit mag klein klink, maar kan buitengewone resultate in God se koninkryk gee. So moenie vandag die klein dinge onderskat nie.
In God se hande kan die kleinste saad in iets kragtigs groei. Die 5de les, verhouding. Vers 34 sê, en sonder gelykenisse het hy tot hulle nie gespreek nie, maar afsonderlik het hy vir sy disippels alles uitgelê. Jesus, ons leermeester, leer so baie aan die skares, maar vat tyd om dit te verduidelik wat hy geleer het aan sy disippels. Hierdie is so 'n mooi waarheid oor verhouding, dat wanneer ek en jy nader aan hom kom en soekend is om meer te verstaan, sal hy uit sy goedheid ons oë oopmaak om groter waarhede raak te sien. Jesus smag daarna om ons meer te leer deur sy Heilige Gees en om hom te openbaar aan die wat hom soek. So, laat jou lig skyn vir almal om te sien. Gee goedhartig jou tyd aan die Here. Vertrou op hom en om te laat groei wat jy gesaai het. Sit geloof in die klein dinge wat jy doen en streef na verhouding met hom Jesus, ons verlosser, sodat hy jou meer kan leer. Mooi dag vir julle.